oor die opstanding van Jesus wat lei tot die groot gebeurtenis. Na hierdie woorde, Handelinge 1 vers 9, het Jesus van die Olyfberg af na die hemel teruggekeer. Terwyl die disippels nog staan en kyk hoe hy die wolke verdwyn, het 2 mans uit die hemel by hulle kom staan. Hulle het spierwit klere aangehad. Een van die mans vra vir die disippels, nou hoekom staan julle so en na die hemel en kyk? Dink julle dat julle nooit weer vir Jesus gaan sien nie? Hierdie selfde Jesus wat nou voor julle oë na sy hemelse woonplek toe vertrek het, sal op presies dieselfde manier na julle toe terugkeer. Op 'n manier is hemelvaart eintlik een van die moeilikste geloofskonsepte wat die kerk nog altyd gehad het om oor te praat. En daarom is dit ook die fees wat die swakste bygewoon word, want ons weet nie eintlik wat om met hemelvaart te doen nie. So ons blameer niemand oor wat nie hier is nie. Ek weet partykeer kan jy so gesit en kom dan as dit nou so 6 wat in die hemelvaart is, dan 'n bietjie meer as 6 wat vir die diens opgedaag is. Wat ek nou vir die mense, ek dink daar's 'n stuk onbeholpenheid wat ons eintlik uitgenooi word deur die evangelie om te sê die hemelvaart kom gee aan ons lewe uiteindelik sin. Verlang het Calvin en Luther en mense geworstel met vergifnis, genade en verlossing. Dit was 'n groot stryd geweest en die kerk het in daai tyd hard gewerk om antwoord te gee. En so die reformatie gekom te sê, dis hoe die mens eintlik leef. In ons tyd gebruik ons nie die woorde meer so maklik van sonde en vergifnis, nie omdat ons minder gelowig is nie, maar ons verwoord ons soeke, maar net anders. Ons gebruik woorde soos, wat sal vir my 'n sinvolle lewe gee? Wat sal maak dat as ek die dag hier klaar is, vir my sê, wel dit was die moeite werd om deur dit alles te gaan. Party mense sê nee, jy het nodig om wees dan stil te kan word en eenvoudig jou los te maak van die lewe en dit gee sin en betekenis. Ander sê nee, jy moet eintlik 'n lewe van eenvoud lewe waarin jy so min as moontlik het en eintlik so min as moontlik moet jy met 'n afdruk kan leef. Ander mense sê nee, sin sal wees vir my as ek baie geld het en kan vir my lewe sorg en ek is nie afhanklik van wat met die res van die wêreld gebeur nie. Die hemelvaart is 'n groot evangelie boodskap aan jou en my is. Ons lewe het sin. Jesus is weg op een manier. En dit is om in sy menslike beperkte vorm nie meer hier te wees nie. Maar Jesus is nog heeltyd hier om met sy gees nou oralste te kan wees. En sy gees kom laat hy ons los. Sy hemelvaart sê uit sy koningskap betrek. Hy is besig om te regeer. In Handelinge vertel die skrywer vir ons dat Jesus het 40 dae nog aan sy disippels verskyn nadat hy opgestaan het en waarin hy vir hulle verduidelik het van sy koninkryk waarna toe hy gaan in die koninkryk wat aangebreek het. Die koninkryk wat so naby is dat dit net eintlik 'n dimensie is wat ons skryf. Jy loop so net oor die wolk, deur die wolk is in 'n ander dimensie. Dis nie net iets daar ver. Die hemel is nou vir ons oop. Die koning is aan die regeer, ons het nou toegang tot hierdie koning. Dan hoor ons vir ander keer het een van die apostels vir Jesus gevra, Here sê asseblief vir ons, gaan nie Israel nou weer tot sy vorige glorie herstel? Here gaan nie vir ons weer die goeie ou dae terugbring, soos in die dae toe ons nog ons eie koning gehad het. Daarop het Jesus geantwoord, dit is vir God om oor hierdie dinge te besluit, nie vir julle nie. Dis nie jou job nie. Jy verstaan my opstanding en my hemelvaart heeltemal verkeerd, as dit jou vraag is. Want, al wat julle hoef te weet, is dat God met sy groot krag in julle lewe sal werk wanneer die Heilige Gees na julle toe kom.
Want dan gaan julle oral oor my praat. Hier in Jerusalem, maar ook in die hele Judea, selfs Samaria, ja, selfs tot aan die verste uithoeke van die wêreld. Ons leef in 'n baie vreemde tyd. Jesus het klaar sy werk gedoen om die verlossing volledig vir jou gekry. Ek en jy het saam met Jesus gesterf, saam met Jesus opgestaan. Jesus het opgevaar na die hemel toe, uit in hierdie nuwe dimensie ingegaan, waar sy ryk nou op aarde is, waar hy nou besig is om sy koninkryk te laat kom. Dit beteken nie alles is verby nie. Jy sien, God is mal oor geselskap. God self sorg dat hy self 3 is. Nie net 2 nie, ons is 3. Sodat ons saam kan werk, sodat ons saam kan praat. In God se genade red God die wêreld nooit alleen. Alleen het Jesus die verlossingswerk bewerkstellig, sodat ek en jy nou deel kan word. Die verlossing het gekom, die duiwel is oorwin, ja. Maar dit beteken daar loop nog 'n paar terroriste rond van hom wat verwoesting saai. Ons is nog nie in die hemel. Ons is nog nie daar wat alles volmaak is en God se plan finaal op tafel is nie. Ons is in 'n tussentyd. 'n vreemde tyd. Maar ek en jy leef vandag in 2026 in 'n vreemde tyd. 'n Tyd waar 'n ou wêreld waarin ek gewoond was, wat ek geweet het hoe dit werk, waar daar duidelike riglyne was, duidelike antwoorde, so moet ons dink, skielik platgeval. En ek word uitgedaag met 'n nuwe onbekende wêreld. Want selfs die dominee nie eers weet wat om te doen in hierdie nuwe wêreld. Waar ons in die goeie ou dae van die bekende wêreld altyd weggegaan het op 'n 5 dae beplanningstydperk om 'n 5 jaar en 'n 10 jaar plan op te trek, is dit die laaste ding wat ons nou doen. Want jy weet nie eers wat oor 5 maande gaan nog wees nie. Skielik is goed onvoorspelbaar. Ons ken dit nie. Ons praat van ongekarteerde tyd. Vreeslik om groot woord, beteken net eintlik, ons het nie 'n kaart vir hierdie tyd waarin ons gaan nie. Niemand het nog in hierdie tyd geleef om vir ons te sê, hier moet jy gaan. 'n kaart is ons niks werd nie. Die enigste wat ons gaan help is 'n kompas. 'n kompas om ons ware noord daar te stel. En saam met mekaar begin die kaart teken na ons ware noord. En daarom het ook in hierdie Pinkstertyd wil ek graag daarom ook die geleentheid gebruik maak dat ons as gelowiges sê, maar hoe lyk ons in 'n tyd waar ons nie 'n kaart het nie? Hoe lyk ons roeping? Hoe lyk dit waarmee ons ons besig moet hou? En hoe lyk dit wat ons onsself as kerk? Hoe gaan ons dan lyk? Dit is my uitnodiging vir jou om van Sondag af en dan Maandag aand tot Donderdag aand saam met mekaar te kom kyk. Net saam met mekaar te gesels, saam toe te laat dat die Gees wat Jesus Christus ons gee, sy Gees, dat dit vir ons lei. En dan sal ons soos hierdie disippels hoor. Al wat julle hoef te weet, is dat God met sy groot krag in julle lewe sal werk. Ek wil sommer hê jy moet kyk na die prentjie. Dit is my ek was baie wat sê die woord intrigue met hierdie prentjie van Jona. En jy sy uitdrukking sien. Hoe lyk hy vir jou? Vis? Is dit 'n staar duidelik na iets? Jy kan sien, ek kan sommer sien haar afwagting en dat ek sien wat gaan gebeur. Ek wonder
Of daar iemand is wat sal sê dat in hierdie afgelope 30 jaar, 40 jaar van ons lewe, jy nie ontnigter is oor die wêreld waarin ons leef. Op vele maniere is ek ontnigter. Ontnigter kan vreeslik negatief wees. Maar in so 'n tyd waarin ons geroep word om kerk te wees, in 'n tyd wat lewe onbekend is dit nodig, eerste vereiste is dat God ons moet ontnigter. Want as jy met 'n baie vaste prentjie oor God loop wat gewerk het in jou ou wêreld, dan gaan jy jou vasloop in hierdie nuwe wêreld. Want in die ou wêreld kon jy 'n sekere vrae gevra, was daar sekere behoeftes en die antwoorde is vir jou gegee en dis waar jy jou geloof gebou het. Baie keer beleef ons situasies as ontnigterend, nie omdat dit eintlik reg ontnigter is nie, dis net soos wat ek gedink het hoe ek situasies kan hanteer en die antwoorde wat ek gehad het om pyn soort van te hanteer of goed wat oor my pad kom te hanteer, skielik werk daai antwoorde nie. Skielik werk daai prentjie van God nie. En moet ek toelaat om 'n stuk ontnigtering in my siel toe te laat. Dis die eerste tree wat ons gee in ons gesprek, as ons mekaar vra, hoe gaan ons kerk wees in hierdie tyd? Dis die eerste ding om te sê, Here, ek het nodig dat U my ontnigter. Ek het nodig dat my God sal sterf en dat U my God sal word. My vooropgestelde idee, my mooi uitgekapte, mooi afgewerkte prentjie van God. Here, dat ek die waagmoed sal hê om dit een kant toe te stoot, sodat ek nie by U kan kom. Om ons eintlik maar te help om ontnigter te word. Hy sê, Jona was baie ontevrede. Klink soos 'n NG Kerk lidmaat die afgelope 30 jaar. Baie ontevrede oor die kerk. Omdat die Here van plan verander het. Here, die wêreld werk nou nie so meer so mooi, soos wat ons dit nou uitgefigure gehad het. Al ons antwoordjies wat ons gehad het, werk nou nie skielik meer. Hy het baie kwaad geword vir die Here. Hierdie klein mannetjie voel hoe ernstig is hy oor hierdie saak. En hy sê, hy het toe vir die Here gesê, ag genade tog Here, is dit nie presies wat ek vir myself my gesê het, toe ek nog by die huis was? Is dit nie hoekom ek aan die begin maar liewer na Tarsus toe wou vlug nie? Ek het voor my siel geweet, U is die God wat mense vergewe en hulle jammer kry. U is geduldig met hulle en gee vir hulle om. U kry altyd later spyt as U besluit het om hulle te verwoes. Sy geloof wat hy hier bely. Hoor jy? Hy praat van 'n God. Hy het sonnaarskool lesie sy antwoord 100% reg. Wat wil hy doen? Laat my tog maar nou liewer doodgaan. So pas het die stad Ninive tot bekering gekom. Die koning het gesê, ons vas en ons rou en ons skeer ons klere voor die Here en die hele stad moet omtrent 120.000 inwoners kom tot bekeer, 120.000 kinders. Ouers, ander mense nog bygetel. Wie wat wil Jona doen? Hy wens die sel, hy wens 'n sterfte. Ek moet dit wees. Dit is beter as ek nie verder bly lewe. En nou, hier kom die Here weer, begin weer met Jona te praat. Die eerste 3 hoofstukke het dit ook probeer praat. Die Here het hom gevra, het jy die reg om vir my kwaad te word? Wat doen Jona? Speak to the hand.
Hy ignore God flat. Hy antwoord hom nie. Hy ruk hom daarop. Wie wat doen hy? Jona is toe uit die stad uit. En gedeeltelik man. Ek ken hom so. Maar hy ruk vir hom daarop. En dan, hy het oos van die stad vir hom 'n skerm gaan maak, sodat hy daar onder die skadu kon sit. Ek vat my lemoene en ek los dit en daar gaan ek. Julle, ek hoor en ek sien myself, hoe ek maklik my so kan opruk, as God nie volgens my planne werk nie. Hy daar gaan sit om te kyk of daar iets met die stad gaan gebeur. So Here, ek het ons gesê, U gaan hierdie stad nie verwoes nie. Maar kom ons kyk maar, hè. Die Here God laat 'n wonderplant opkom. Ons sukkel daar met die vertaling van die Hebreëus, gebruik dubbel verkleinwoord. Hy sê, dis eintlik 'n klein kietjie. Maar so 'n dingetjie man. Dis wat nodig is om hierdie kind van hom gelukkig te hou. Dis hoe die behoefte van sy kind is. Nou wys die Here, okay, kom ek voorsien maar in jou behoefte, kietjie. Dit het 'n skaduwee oor Jona gegooi en wat vir hom baie gemakliker gemaak het. Hoor jy die woord, vir hom lekker gemakliker gemaak. Hy gemak. Jona was baie bly by die wonderplant. Ai tog, nie net kry hy skaduwee nie, hy kry skaduwee vir sy siel en hy's nie meer so kwaad en hy's so opgewerk nie. Hy's nou sommer baie bly oor hierdie plantjie. Maar die volgende oggend, toe die son opkom, stuur God 'n wurmpie. Nou klein, né? Sien hoe God besig met Jona te praat, sê, Jona, kom ek stuur eers 'n stormwind. Jona wil nie luister. Gooi hom oorboord. Okay, stuur 'n groot reuse vis. Sluk hom in. 3 dae in sy maag. God probeer met Jona heeltyd praat. Hy reik uit na hom. Jy moet eintlik sien dit in die verhaal van Jona. God wat heeltyd hierdie profeet van hom probeer red. Hy het aan die plant begin vreet en dit het veroorsaak dat die plant gedood gegaan het. En die son het al warmer geword soos die dag vorder. En God het 'n skroeiende warmte wind uit die ooste laat waai. Die son het so warm op Jona gebrand en hom so gedaan gemaak dat hy naderhand gewens het dat hy tog maar liewer dood was. God doen alles om Jona se aandag te kry. Speak to the head. Ek wil niks met so God te doen nie. Hy sê toe weer, soos hy gesê, dit is beter as ek nie verder lewe nie. En dan vra God vir hom, Jona, het jy die reg om oor hierdie plantjie kwaad te wees? Ja, tot die dood toe, antwoord die Here. Ek is die kind. Ek verdien 'n plantjie. Nou toe nou, sê die Here vir hom, jy dink jy die reg om kwaad te wees oor 'n plant, waarvoor jy nie 'n oomblik moeite gedoen het nie, om dit te laat groei nie, wat oornag op sy eie opgekom het, en net so weer verdwyn het. Maar jy wil nie hê ek moet bekommerd wees oor die groot stad Ninive, waar daar meer as 120.000 mense bly wat nie reg van verkeerd kan onderskei nie. En waarin daar nog so baie diere ook is. Het ek nie die reg om my oor dit bekommer nie. Wow. Hoor jy die disipel wat vir Jesus vra, Here, het die tyd nou aangebreek, dat U vir ons dan nou die lewe hier in Israel gemakliker gaan maak. En ons weer die ou goeie dae teruggee, soos toe ons 'n koning gehad het. Hoor jy die Jona, wat in my en in jou hart afspeel? Het is makliker om te dink aan 'n God, wat my helper is, as om ook te dink dat God is besig met 'n verlossingsplan vir die wêreld. God se agenda in hierdie wêreld is nie
om te kyk hoe gerieflik om die lewe vir ons kan maak nie. God se agenda is om hierdie wêreld te verlos. En ek dink, om in hierdie tyd te leef, moet ons weer vir ons afvra, wat doen ons met die belydenis van ons geloof? Kom staan julle so na die hemel en kyk. Snap julle nie wat eintlik aan die gang is nie? So met verlange van, wat nou? Wat op aarde nou? En dan sê jy, weet jy wat nou? Nou is dit die wonderlike tyd wat God julle uitnooi om met sy genade te gaan boer. Julle gaan nie alleen doen nie. Want Jesus in sy gees gaan nou saam met julle oralste. En dan begin Handelinge geskryf te word. En jy sien Jesus oralste. En jy sien wat met Jesus gebeur het. Gebeur met klomp mense. Jesus se verhaal word wyd en suid uit. Word dit uitgespeel. In die wêreld van Rome, in die wêreld van Turkye, in die wêreld van Noord-Afrika is Jesus besig om sy verlossingswerk te laat plaasvind. Want sy gees is nou in sy kinders. Jona 1 vers 9, bely Jona, ek is 'n Hebreër. Ek aanbid die Here, die God van die hemel. Dit is hy wat die see en die land gemaak het. Jy sien, maar hy is nie eerlik nie. Dis nie al wat hierdie God is nie. Later moet hy by sê, maar God is nie net die redder en die skepper nie. Hy is ook 'n verlosser. Hy is ook 'n genadige God. Jona glo in God. Ninive glo in God. Maar Jona wil daar sterf. Want hy is ontnigter. Sy God is nie daar om vir 'n teenprestasie, omdat jy nou in my glo, gaan ek nou vir jou 'n plantjie gee. Baie keer wil ons die goed wat goed is in ons lewe gebeur, sommer opskryf en sê, jy sien, die Here sorg vir my. Die Here sorg vir almal. Hy laat reën oor die wat goed is en die wat sleg is. As slegte goed gebeur, dan wil ons graag sê, nee, die Here toets eintlik my geloof, hy kyk hoe lank ek kan uithou. Nee, slegte goed gebeur, ons is hierdie kant van die graf. Die uitdaging is, Here, hoekom beleef ek hierdie omstandighede so sleg? Wat in my geloofsmondering is daar nog kort, sodat ek ook hierin vir U kan volg? Ja, Here, dit reën verskriklik. Ja, Here, dit is verskriklik droog. En ons bid dat dit anders te kan wees. Maar Here, U toets nie my geloof nie. Hierdie goed gebeur nog die kant van die hemel. Wat in my mondering moet ek aanleer, moet ek bykry, sodat ek ook U hierin kan sien werk. Here, wat het ek nodig? Hoekom is ek ontnigter met omstandighede wat vir my te veel voel? Wat van my prentjie van God skiet te kort, dat ek nie in hierdie omstandighede kan raak sien? En daarom is die uitnodiging in hierdie tyd, waarin ons ontnigter is dit eintlik die wonderlikste tyd, waarin ek en jy in ons geloof kan begin groei. Ons kan vlug, ons kan gaan wegkry. Jona het dit gedoen. Maar weet jy wie wil God ook red? Hy wil nie net vir Ninive red nie. Hy wil bitter graag vir Jona red. En God gaan tot die uiterste toe
om hierdie profeet van hom te probeer het. En Jona se boek eindig met 'n vraag. Sien jy kans om met my 'n pad te loop? Die God wat selfs wil red jou vyande. Die God wat met 'n baie groter prentjie besig is as waarmee